Dit is alweer trouwens die perdekopie. Hallo, ons is 'n splinternuwe seisoen, splinternuwe fase waar jy ons kan sien, kan hoor. Soos jy ons hoor, dan weet jy moet gaan daar waar jy ons kan sien. En natuurlik is die twee kiboeroes wat hier is. Yes, die twee van ons in die huis. Ek hoor wat jy sê van sien en hoor. Ja. En hulle vir ons ook sien. Hulle kan nog heeltyd, maar ek remind dit was nie van tevore ja. beskikbaar nie. Ja. Ons is hier in die mooi studios in Dreamstream. Inderdaad, Dreamstream. Coming live from Dreamstream Coming live. Studios. Coming live. Dreams do come true. Inderdaad, en 'n droom vir ons tweeetjies om saam te werk nou, Ja. Veerlangs familie, maar ook, weet jy, my pa moes gaan melk koop, nee. Toe soek hy al die jare die koei. So daar is 'n lekker 'n moontlikheid 'n kat haar. dat jy pak miskien in die pere gestop het. Nee, of sy pa of 'n ja, maar nou my pa was 'n truck driver. Oh. Maybe het hy 'n paar stoppe. Okay, nee, ons nou nie so uit die huis uit praat. Ja. Nee, ek is nie die melkman se kind nie, hoor. Dis nie daai tipe van soppie. Want dis 'n vraag wat ons baie kry. As julle verwant. Die eerste vraag is julle getroud? Dan gaan ons nee, ons is nie. En dan sê ja, maar dan moet julle verwant wees. En maar of iets, nee. Hoorie, en jy sal dit nou Verwant. Ek klink so die lady is baie verwant. Nee, Ek weet, ja. wow, baie. Okay, other Afrikaans. Daar's 'n op 'n call toe sê iemand by een funksie vir ons, of vir my altens. Hy's toe 'n akteur in die rolprent en die persoon sê vir my, is jy sy ma? Oh my, no way. Ja, ek is posh uitgevat. Ek dink nog as ek lyk kwaai. Nee, dit is maar onthou nou, dis wat gebeur die kortsluiting in mense se koppe oor net om die dots te connect. So dit gaan nie daaroor. Maar ons praat ons om byvoorbeeld al klaar met ons gaste vanoggend. Sal jy die honors doen of sê hoekom? Is dit vanoggend, is dit vanmiddag, is dit man, dan waar in die wêreld jy luister. Ja. Vandag. Nou. Soos dit twee spesiale mense vandag in die ateljee hierso. Lekker goeie mense. Hulle is van mense. Hy of course is baie meer op die kassie. Hy's 'n akteur, hy's 'n MC, hy het so 'n paar boeke geskryf. Hy's Facebook post. Sy is 'n produksieontwerpster. Groot produksies. Kan die sterma drop, ons is in 2026. Of course. Werper, dankie. Ek het gedink, you know what I mean. Ek weet wat jy gedink het en daar's ander mense wat ook so dink, maar ons het aanbeweeg. Ons is net. Ja. So hulle twee is hier met ons vandag. Hulle is nou oor 'n half jaar getroud. Ja. By die 7 sakke. You know what I mean? Hulle het mekaar ontmoet op skool. Ek dink dis actually ons eerste high school or school sweethearts that we have in the studio. You know what I mean? Was julle kalverliefde mensies? Ja, op skool. Right there, man. Nee, waar op skool? Hoërskool Goutrif aan die Oostrand, maar ek het haar eintlik vroeër ontmoet, laerskool. Oh. Sy nee, is not die sulke vibes nie. Nee, ons is in dieselfde laerskool. Ek het aan standaard 4 begin en sy was dan seker wat standaard 1. Wow. Ek het al gesien haar rondop want haar pa was die local businessman in die community en jy weet selfe skool, so mens weet nou wie's Apie Viljoen. En ons weet met die geld. Dis die man ek weet kykie as ek iemand gaan trou, moeilik daai. Exactly, sien hy die gaan 'n akteur wees eendag laat ek 'n versekeringspolis uitneem op my toekoms. Nee, ekskuus ons. Maar ja, toe slaatloop sy daar rond met haar ponytails, maar obviously dan sy net maar klein en toe 2 jaar daarna toe sien ek haar in die hoërskool, maar nog niks. Ja, dis Marlene, dis op. Ja. En dan gaan die lewe maar aan en ja, eventually toe besef ek, wow. Dis my beste vriendin en sy beste vriend het uitgegaan. Ja. Ons toe Hulle noem dit proximity. Ja. So die weet jy ons het vir Andre Lotter en sy vrou Madeleine Lotter in studio vandag. Het jy sy van gevat? Dit Daar's 'n storie. Come on. Baie vertel hy storie. is baie lief vir my van. Ek kan nie Jou verstaan. van was miljoen. Ja, pretty much. So ek kan nie verstaan as JC Beyoncé se van kan hy vind, dan kan hy mos nou my van hy vind. Seker. Soos Viljoen Lotter, but dit het my 10 jaar gevat om my van te verander. Nee, so Vandat ons getroud is. So ons is getroud en
sy vat toe nou die Van Lotter, maar sy het dit nie gaan legit maak by die ook by die government. Nie wag voor jy dit doen, want die pastore het vir ons gesê dis outomaties so aan, behalwe as jy die boksie tik om te sê jy is. Nee, so sy het dit so gedoen en ek dink die trousertifikaat was Madeleine Lotter. Ja. Maar haar ID's was nog steeds voldoende en sy moet dit gaan doen. So sy het nie daai step gevat nie en ek was soos, hoekom vat jy nie daai step? Het jy hom soos 'n exit deur, maar obviously as mens nou travel en goedjies koop en en finansiering doen, dan raak dit moeilik. En so toe sy dit na 10 jaar gaan doen. Okay, nou ons kan hy vind. Ons is mos in 'n nuwe age of life. Maar interessant ook, ek het die bedryf begin voor sy in die bedryf was. Ja. En toe sy in die bedryf kom, toe vat sy my van want association. Kom maar. Sê nou maar nie, kom sy nie wel lief vir sê. Ek's maar Madeleine Lotter. Susa Beck in. Ja, nie meisie, ek is vir jou visie. 'n Mens moet prakties raak oor hierdie goed, nê. Nee. So ek dink wat my altyd opval as 'n mens hoor van iemand wat so jonk al, ja, obviously nie instaan dit een is dan nee. Dis nou 'n bietjie simpel, maar bietjie later hoërskool, sien julle mekaar. Wat was dit, Andre, wat jou laat dink het, julle is nou in mekaar se omgewing met die vriende wat mekaar uitgaan, maar wat was dit wat jou laat dink het, want soms dink mense dis 'n bliksemstraal, dis sy, en ander kere is dit net daai stille, hier land dit nou. Ek dink vir my was dit gewees, ek meen jy kan nou sien die oë en die smaal, dit is so ek dink dit was en dan daai tyd, so ek sê ek was wat standaard 8 of ietsie, so jy's nou al 'n mannetjie, jy's nou, jy weet, en dan kom sy op en dan sy die smaal, so dit was die initial aantrekking, so dis 'n mooi girl, lekker smile. Maar daai tyd, jy weet, ek was maar 'n stoute seentjie, so ek het nie gedink, en sy was 'n goeie dogtertjie, so ek is soos, ek can't go there, so ek het verlang nie dit, hoe kan ek sê, ge-entertain in myself nie, en jy gedink sy gaan jou terughou van jou willigheid? Ja. Nee, ek was net stout en dis 'n moeilike tyd in jou lewe. So jy praat nie stout van elke blaar, elke blommetjie, 'n bytjie. Sy sal ander. Ek dink hy was een van die stout seuns op skool. Ja. Bietjie rond gespeel met bietjie alkohol, bietjie Ja, ek het daai tipe goed. Bietjie bekry met die Maar ek mannetjie. het nou maar girls gehad, jy weet, en sy was obviously 3 jaar jonger as ek, so jy wil nou nie dit doen nie. Ek dink ek was 'n goeie seun in daai plek. Jy wil nou nie die girl. Maar man, jy weet jy los nou nie krap die nee, glad nie. En ek moes eers deur 'n paar goed werk. So ek dink ons het dit was 2 jaar of 2 jaar voor ek besef het. Maar dit was ook dit was daai gewees en dan eventually as jy nou soos sy sê haar beste vriendin was met my beste vriend het hulle uitgegaan. So jy's by dieselfde house parties, jy gaan saam vir uitetes en sulke goed. En dan met elke ontmoeting besef jy, maar dit is 'n interessante meisie, dit is 'n nice meisie en so ja, en toe besef ek, okay, cool. As ek haar wil date, dan moet ek eers ontslaa raak van hierdie ander goedjies. Voor ek dit kan doen, anders is it's not gonna work. Want mense, ek meen 'n man besef nou seker maar it can be for life of dis nou maar net 'n job. Ek meen dis ek het gesien het. Soos ek soos nee, wag, as ek hier gaan, moet ek weet it's commitment. Het jy so 'n moment gehad? So eintlik my presiese moment was ons het by 'n swembad gesit en my stoel was op die edge van die swembad. En toe het hy soort van my gesê, "Jou stoel is op die edge, jy gaan val." En my opgelig en my stoel vorentoe skuif en net daar toe ek sê, "Hero, jy het my lewe gered." O ja, verlief. 'n swembad oomblik. En dit was nie eens beplan nie. Dit was nie soos 'n move nie. Dit was net soos die girl gaan in die swembad val voor al hierdie mense en ek wil nie dit hê nie. Skuif weg en ek gaan en doen my ding en later vind ek uit, okay. That was the move. That was the move. Ja, man. Gepraat van move. Ek weet Madeleine, net toe jy klaar maak met skool, jy bietjie oor see gegaan. Nee, ek het maar net gaan swat. Okay. Kaapstad gaan production design swat. Nee, dit is oor see, dis 'n ander land. Ja, dis 'n ander land, dis aan die ander kant. Toe het ek teruggekom en eintlik het ek die bedryf gaan doen oor hom. Okay. Ja, dit het interessant gelyk. Ek wou toe gaan. Mamma, ja, ons bietjie. Dit is maar soos nee, kom ons gaan Kaapstad toe om te swat. Wow. Dit het ons bietjie So, sê gou vir my, wanneer was die dag toe hy nou vir jou uitgevra het? Was daai julle was op skool? Ja. Was julle by TUT? Vertel my van daai dag. Ja, dit was ook eintlik vir ons soos 'n very memorable moment. Dit was eintlik ons was op pad Panto toe, Joburg Theater Panto. Wat het julle gaan kyk?
Ek kan nie vir jou sê nie. Dit maar was Toby Cronee was Toby ek was dink dit was daarin, ja. Pinocchio as ek Ja. dit verkeerd het nie, ja. Okay. En Toby is daarin so toe het ons obviously later vriende geraak met Toby, toe dit so special geraak want hy sou ons getrou het, maar toe het hy actually ook gepanthou. Ja. So ja, hy het die aand van die panthou en so die panthou is altyd vir ons. Ek onthou nog die datum, dit was die Super 12de special. November 2003. Ja. Toe reël ons gaan almal pantomime kyk saam met haar familie en ek tog toe gaan ek aan haar uitvra, is dit nou maar net ons tyd klaar? Ja. Oor daar's actually 'n storie agter die storie. Okay. Anyway, dis nou. Nee, vertel. Vertel die storie. Ons is hier. Ons is hier. Okay, Juice, Moenie terughou nie. let's go for it. So nou is ons mekaar se lewens en ek begin regtig go like en is 'n geflirtery en ons gaan eetery en ek weet sy like my. So jy join maar die game as 'n jong man. En ek kom nie tot die punt om haar uit te vra so sal jy nou my meisie wees nie, maar ek neem nou maar aan ons gaan op soveel dates, ek vat jou vir eet, dis is nou maar hoe dit is. En daar's ander mans wat ook nou belangstel, ander laities en ek is soos vir een van my vriende Wag, gestadium. oorgooi analytiek. Ander laities. Ja man. Dit's 'n bietjie onderskeid trek tussen Ja. En op daai stadium werk ek nog. Ek doen 'n aanbag. So ek werk in 'n workshop. Ek is sterk, ek is aggressief, jy weet, daai tipe 'n man. En 'n pel bel vir my en hy sê vir my, "Andri, verstaan jy daar's 'n ander bro agter Marlene aan?" Want hulle die groepie vriende weet nou Ja. ek like haar en ek gaan tot dit werk. Ek moet net my moment vind. En ek is soos, "Wat?" En dadelik kom die Oosrand in my uit. En ek is soos, "Luister hierso, hier gaan nou Hier ruk hy die stereotype uit. Ja. Nee, kyk, dit was 'n wille tyd en ek sê toe nee en ek bel toe ek sê vir my luister bro, jy moet nou maar net verstaan, dit is hoe dit werk en ek sê toe oor die foon voor ek vir haar sê nee, dis my meisie. Ja. En eventually kom dit by haar uit en ek werk die dag klaar en ek kom die middag daar by haar huis aan en sy kom so uit nog gestap en sy sê ek hoor ons date. Ek sê ja, dit sien nog kom maar just keep that in mind. Don't make a mistake. Maar hoeveel afsprake het toe nou al verloop in hierdie tyd? Want kyk, jy baie is hier teen die derde een en dan moet sy nou sê O ja. of hy nou sê. Nee, dit was about jaar en 'n half Korting. se korting. Man. Jy, but Jane was budgets. Sy hoor dit man was 'n ambagsman. En 'n man en Ja. Ja, daai tyd het ek lekker geld verdien vir daai tyd. Joh, Ja, ek jy het sien. baie gespend. Maar ja, dit was 'n lang korting proses, ja. Soos ek het die kat mooi uit die boom uitgetrek. So hy het nooit, want ek dink dis altyd 'n ding veral deesdae. Ek weet nie of jy dit nou al agtergekom het nie. Die mense beweeg vinnig, hoor. En nee, hulle wil vinnig weet, gaan hierdie eers heen. Ja. Want ek wil tog net nie my tyd mors en belê in 'n ding. Want nou sê jy, ja, dit was maar al klaar in die 2000s, maar nog steeds mense wil weet voor ek met my lewe hier aanwy. Ek dink ons is ook jonk, so mense het nog geweet daar's lank tyd oor. Ek dink as 'n mens ouer is en jy's nou, dan moet jy nou seker maar weet, want jy wil nou nie tyd mors nie, maar ja, ek het actually geweet, maar ek moes net seker maak sy weet Ja. of sy wil ook hierdie stap. Maar die uitvra was toe op die 12de November. Toe skryf ek vir haar 'n briefie. Wat? Dit is nou klaar daai prosesie gehad. Skryf ek net daai simpel skoolbriefie van sal jy met my uitgaan, ja of nee kruis en ek gee dit vir haar en sy sit so op die stoepie daar net voor ons rand. Dit is mooi. Ons gaan nou pantomime. Altyd het ons nie so pantomime toe gegaan nie. En sy sit so maar sy geraai smaak soos wat sy sê. Ja. Man is in. Man is in. En soos Jan ouens, Die man is in. dit is so goed. Nou, hoe is die agtergrond vir elkeen van julle? Want dis wat my ook altyd fascineer wanneer 'n paartjie bymekaar uitkom is van watter milieu kom hulle? Is dit enkelouers, is daar skeiding, is daar solid ouers? Want baie keer hoe mense na die liefde kyk, word maar gekleur deur jou ervaring as kind en hoe jy groot geword het. My ouers nog steeds saam. Ja. Happily married, very old. Hoe lank is hulle getroud? Hulle is, ek dink 50 jaar. 55 jaar. Oor 50. Ja. Was 50 Ja, jaar of twee terug. Wow. En jy hoeveel siblings is jy? Ek het 2 broers. Okay. Ek het met my broer het 2 cute kinders. Die oulikste 2 goed ever. Wat so cute is. En ja, dit is ek het pretty much 'n solid reference Ja. gehad. My ma natuurlik baie sterk. Sy hou alles aan die gang. Ja. Ja, so ek het daar vroeg geleer die vrou, Yes. jy weet, Ja. vat eintlik maar die baas van die plaas. Maar haar is baie sag van natuur. Sy manage dinge maar hier of sy is die sagste, most inviting, warm, understanding person. Maar sy het die familie
ja, begin nogal by mekaar gehou. En jy, jou agtergrond? Ek het 'n hele ander agtergrond. Okay. Geskeide ouers, ek is grootgemaak deur my stiefma en my pa, maar ek het tussen 7 laerskole gebeweeg, was in kosskole. So dit was maar 'n was moeilik. Ek en my broer, hy's 3 jaar jonger, so ons het vir tot en met hoërskool seker maar baie saam getravel deur al die skole, een hoërskool ten minste, maar gebroke huis, maar alcohol issues, sulke tipe goed. So ek het altyd geweet dis nie wat ek wil hê nie. En dis maklik want jy weet daar was baie alcohol abuse gewees en nooit physical abuse nie, miskien verbal abuse, maar nooit physical abuse nie, maar ek het net geweet dis nie hoe ek dit sien as ek eendag 'n vrou wil hê nie. So ek het altyd as jy jonk is het jy nog issues internally en jy weet jy's maar 'n moeilik, ek was 'n moeilike man gewees, maar jy moet vinnig terugdink soos jy wil nie dit wees nie, jy wil nie daar gaan nie. So ek dink my reference was soos ek moet teenoorgestelde wees en ja, jy moet die commitment maak en jy moet nice wees. Kyk, jy het maar jou dinge, jy het maar jou issues en jou probleme en goeters, maar so ek het die teenoorgestelde gegaan. Ek dink daar was nie liefde nie, maar dit was net dit anders gelyk as the lane. Dit was turmoil, ja, en ek is eintlik maar 'n sensitiewe ou toe ek jonk was, so. Ja. En as dit mense fasade op, jy weet, tipe van. Is daar nie miskien een van die redes hoekom jy so bang was om haar uit te vra nie of so lank gevat het omdat jy Ek dink ook as die ding van jy want ek het geweet nou moet jy moet haar nou wat in hierdie syferige environment groot geword het in hierdie environment invite of jy moet die environment heeltemal discard en jy wil ook nie dit doen nie, jy weet dis 'n moeilike besluit vir my gewees van discard ek hierdie hele familie completely en gaan waar ek moet wees as 'n solo man, maar jy wil ook nie dit doen nie. So dit was 'n baie, ek dink daar was een van die internal battles wat ek gehad het van as ek nou gaan date, okay, dis nou as jy nog maar nie date, jy weet nog nie vertrou goed nie, maar jy moet haar introduce aan jou ouers en hoe gaan hulle teenoor haar wees en jy wil nie haar blootstel en dit nie. So ek dink dit was dit gewees. Nie dat ek op haar huis toe gevat het en ek het maar uitgevlieg in my leven. So ek dink dit was een van die Ek het 'n stukkie terugvoer daar, want ons het onlangs gepraat met sielkundige vir kinderontwikkeling en daar's 2 goed wat nodig is, of in Madeleine se geval die positiewe voorbeeld wat dan nou die blou druk raak, of daar is ook so ding in sielkunde soos die negatiewe voorbeeld. Dit is nie die beste ene nie, maar dit los steeds sulke krummels op 'n kind se pad, want as daar niks is nie, byvoorbeeld 'n ontbrekende ma of ontbrekende pa, dan weet die kind nie hoe moet 'n gesonde verhouding lyk nie. So jy het ten minste gesien hoe lyk 'n ongesonde verhouding en kon jy 'n ander prentjie skep waar dit dan nou nie so lyk nie. Maar nou wat ek nou sit en fascinerend vind is hoekom dan trou? Hoekom dan nie net saam met haar wees nie? Van jy dan nou 'n voorbeeld van so miskien was hulle nou nie so lekker nie, nou het goeters gebeur wat gelei het tot die skeidings, maar toe gaan daar weer ander troues. Was die tweede familie setup 'n bietjie meer stabiel wat jou nog daai hoop kon laat behou vir liefde? Ja, ek dink my pa, my stiefma wat eintlik my groot gemaak het. Dit was 'n eenheid. Hulle het hulle issues gehad, maar dit was 'n ma en 'n pa en ons twee kinders. So ek het en hulle het my stiefma het baie vir my gesorg, sy het soos 'n ma vir ons geraak. So ek het daai reference ook so 'n bietjie gesien. Maar ek dink dit was maar dit het ons 8 jaar gevat om te trou. Dit het. Ag ja, nee, 16, so ons trou toe ek 28 is. So ek het ons gevat om te trou, 2023. Wait guys. Ja. Julle weet, daai is van graad 1 tot graad. Daai is 'n hele skoolloopbaan. Ja. Het julle gedate? Ja. Soos ek weet nee, as jy tel in syfers as dit 12 jaar. You know what I mean? Hoekom het dit so lank gevat, my bush? Daar was verskeie redes man. Jy weet die ding is wag, dis ook nou van dat hy gesê het jy sy meisie. Yes. Ja. Ons het verloof geraak in 2014 getrou 15. So ek dink dit was ek het al gevra om uitgevra en toe het ons bietjie ander paai in ons society na Namibia toe gegaan en dit sou 'n semi-permanent ding gewees en ek het gaan swat en dit was jy's in verskillende plekke. So ek dink daai het ook ons moes nog baie groot geword het. Ja, baie geleer het, baie deur die lewe gegaan het en die ding wat mense altyd sê, die geld nie en wanneer is die regte tyd? So ek het geweet ek wil, maar dit was nooit as mense al daai goeders gaan op die tafel sit, was dit nooit die regte tyd nie. Sy's nie hier nie of ons is bietjie separate van mekaar af of ek swat en jy werk jou goedjies en dan kom jy by mekaar uit en dan is dit die geld ding
En dan twyfel 'n mens, jy weet, want sy kom met 'n baie goeie huis uit en dan dink jy gaan ek kan kyk na finansiëel, emosioneel. So ek dink ek het baie keer veral in die laaste sê 4 jaar voordat ek al gevra het, ek gedink jy's miskien kan ek nie hierdie ding doen nie omdat ek nie lief is vir haar nie, maar omdat ek nie hierdie vir haar kan bied nie. Maar dan moet jy deur dit werk obviously. Vinnige vraag. As jy nou kyk nou waar jy nou staan, dink jy as dit hy ding van as ek maar net nou wat ek nou hier staan, ek kon nou mos maar vroeër gevra het om te trou. Het jy al ooit gevoel dat jy kon seker al vroeër getrou het? Ja, ek dink hoe ons die laaste voor ons verloof geraak het, soos ek sê daai laaste 4 jaar, was dit basically we made the commitment in some way of ek praat nou van my spesifiek af, maar jy wag maar vir die regte tyd. Maar ek dink ons is basically al meer as 11 jaar getroud. As jy gaan kyk na hoe ons geleef het in die commitment wat 'n mens gemaak het prior toe ek al verloof gevra het. So maar hy sê die eerste 8 jaar was jy's seker maar jy's nie seker nie. Jy wil nie die foute maak. Daar's te veel variables. Daar's te veel variables. Ja, en dan ook dit was 'n my kop wat geflout het is soos miskien is 'n ander man beter vir haar in al die aspekte wat ek nie daar kan bied nie. Maar dan moet jy ook selfsugtig wees in jou eie soos ek kan dit doen. Jy weet as ek nou maar net en sy toelaat laat ek dit doen. So maar ja, dit is het jy dit goed met haar gedeel? Dat die volging van ek dink dis 'n uitdaging wat baie mans het. Ja. Is om en weet jy wat die eerste van alles, dan dink die vrou aan die ander kant hy stel glad nie belang nie. Maar eintlik probeer hy die beste ding doen om te voorsien vir haar in haar needs en in wat hy eintlik wens vir haar lewe. Maar sy hoor dit, hy sien dit nie en dis hoe baie vroumense wegloop want hy stel nie belang nie. Want ek ook baie van 'n vriendin het op 'n stadium veral oploop na die verloving het gesê gaan jy ooit vir hom te trou. So dan weet ek dis waaroor hulle chat. En dan voel sy wil met my trou. Maar jy wil ook nie daai vraag vir ons sy sê yes, dit was nou 'n lekker journey maar nee wat. Jy weet ook nie daar sit nie. Which almost I thought happened toe ek al gevra het. Rarig? Wait, what happened? Dit is ek het nog trauma gevang. Nee, maar kom ons vertel julle. Hy het jou nie 'n heads up gegee. Ja, hy het. En my vriendin ook nie, which was very rude. Nee, maar so dit, okay, ek gaan nou nie al die beans speel nie, maar sy het so 'n bietjie van 'n controlling nature in 'n manier. Sy wil weet en sy is goed met beplan goed vir my soos my verjaarsdag geskenke. Dit is like 'n surprise. Nee. So ek probeer altyd, maar dan nou kom ek op 'n stadium wat soek jy, ek koop dit vir jou, jy's happy. Maar anyway, nou om verloof te raak is 'n groot ding vir 'n man. Jy wil haar surprise. Yes. Oploop tot Is dit? Ja. Jy wil haar on kan vang. Hoe jy nou reg nie. Okay. Mans wat hier luister, kan ons vroue net gou-gou 'n bietjie terugvoer gee. Die internet vergeet nie. So ons wil at least ons naels kykie of dit net skoon hè. 1, 2, al is sy nie lief vir make-up, sy wil net haar beste lyk. Dit gaan die meet cute storie bly en dan's daar evidence. Vandag is daar evidence vir alles. Alles is content, okay? So ek is bly jy wil haar verras, maar jy hoef nie vir haar te sê hoe dit gaan lyk nie, wanneer en waar nie, maar net as ons uitgaan, moenie net sê ag man trek enigiets aan nie. Gaan lyk mooi. So kyk, imagine jy kom op 'n stel Andrei en daar's geen direction nie. Geen costume department nie. Geen hair en make-up nie, maar nou moet jy jou hart uitact. Kan jy? Ja, exactly. Dankie. Dis op 7 aan is nie. Dankie. Vertel ons wat gebeur het. So my ding was gewees ek kon nog nooit surprise met enigiets nie. So sy het nou in die oploop al die Kersfees en verjaarsdag my gesurprise en dit is special. Ek love it. Ek love daai surprise. So ek kon nog nooit surprise nie. So hierdie moet ek dan doen. Come on. Ek moet haar surprise dat ek weet as ons gaan trou, gaan sy oorvat en she's gonna reël dit en ek moet net opdaag. Which is fine. I love it. Wish I did. Dis weer 'n hele ander storie ook. Anyway, en so ek reël met haar vriendinne en dat ek gaan vra om te trou. En hulle sê dis cool, maak die ring, ek vra. So sy het half geweet, maar sy het nie geweet nie. Want ek het gevra wat se steen hou sy van en ek het die ma begin vra vir goud, want daar's oorerflike goud wat ek net gebruik. Ja. So ek maak die ring met 'n vriendin in die Kaap en ek sê vir 'n ander vriendin van ons, okay, cool. Ek gaan haar vra, maar ek gaan saam met my vriend Luan golf speel. So dis legit want ek speel golf en dit is legit. Ek sê vir die vriendin wat net 'n jaar voor ons getroud of 'n paar maande voor ons getroud, sê vir Madeleine, want sy is nou obviously stylist,
om saam te gaan, want sy wil die rok verkoop, maar sy moet kom om te sien of dit 'n legit deal is en wat, so sy moet bietjie mooi aantrek. So Nadine reël toe met haar, en ek gaan toe na die botaniese tuine toe, Walter Sisulu botaniese tuin. Come on with the water. Ja. Graaf, My man. alles gereël. Yo. Hy's daar. Ek sê vir Nadine, maak seker sy's mooi aangetrek, my palloon is daar en voor die waterval. Ek staan agter 'n boom. Wow. En daar's klop mense waar en hulle loop op. Nou times dit so goed dat as hy verby my loop, gaan ek agter die boom uitkom en dan nou vra en dan kom die fotograaf en is 'n thing. En as die botaniese tuine daar, dit is Sy sê sy het in 'n bos gestaan en wag haar. so. I can see how this can go wrong already. Okay. Ja. Maar in geval, sy loop verby en ek is dadelik soos ek perform vir mense, ek is nie nervous nie, maar nou is ek soos Bro. my chop. Bro. Ek was nog nooit voor 1000 mense so nervous nie. Gee my 1000 mense, ek praat ek. Maar hier stap sy en ek is soos dit moet nou gebeur of ek moet hardloop. Ja. En ek is daar en ek fumble die ring en ek loop op en sy draai om en ek dink sy besef toe in haar gesig light up en ek weet nie wat die speech was nie, maar ek weet ek sy trou met my. En sy retireer en sy maak so en ek Nee, dis jy uit die bos uitkom en dis ek so what is what? En ek dog my En kop. toe begin ek wegloop want ek so kom jy my die bos uit. Ja, en sy het weg en ek sê kom hier. En ons is in public, so everybody's watching. Oh. Kyk en ek is so nervous en ek het dit was maar toe kom ons voor die waterval uit en sy sê toe ja en toe was dit Kan jy sien ek sê jy weet soort van kyk hier sy gaan sê 80% is haar kans. Maar net hy kyk jy skud so. Jy ruk. En alles in jou skud want dis is hy groot oomblik net soos dit vir julle is om ja te sê of om te trou en af te stap is dit 'n groot oomblik vir die man. This is your moment. Jy gaan nou vra, jy gaan nou propose. My stem het en ek het nou ek sou akteer so ek het hierdie speech uitgewerk en jy weet jou monologue. Ek dink ek het gesê liefie jy's mooi, ek wil jou vir die lewe en trou met my asseblief. En dis laat die stem weg. Vertel my hoekom het jy jou vriendin so gekies? Wat sê sy? Hoekom het sy jou nie gewoon nie? What happened? Nee. Alle vriendinne. So 3 van hulle wat so in die codes van die ring en management. Wow. Sê vir my okay, julle is nou verloof. Dit vat julle seker so 5-6 jaar om te trou. Toe daarna, want dis weet sy se produksie. Ten minste sy die vat in City. Dis vat met behoorlike gesê. En julle is altyd in die bedryf. You know, so baie mense dink ek weet mense dink dat julle twee mekaar actually so ontmoet, maar nou weet ons julle het mekaar ontmoet julle kleiner was. Nou you know Andres en Nees het geloop nog en hy het begin maar nou weet ons was ware liefde. You know, so obviously gaan die vraag kom. Andres speel altyd die romantic lead soos ek. Takes one to know. You know what I mean? This is my peer. Hoe is hy ding of daai gevoel vir jou om te sien hy stap in daai rol, jy is nou net verloof geraak, hy met die so iemand anders soen. Hoe voel jou ouers oor die feit dat you know daai tipe rol het jy al gepraat is? Were you ready for all of this? Ek moet jy sê ek omdat ons so lank saam is en ek is saam met hom deur sy studies en alles. Yes. En ek kan mos sien hy's very handsome youth. Come on. Jy het nie met hom getrou met 'n plastiek sak oor die kop nie. Ja. Ek gaan best friend nie, hy die lead. Yeah. So I knew that. En so ek is eintlik dit was iets wat ek nie omgegee het nie want ek het geweet dis sy werk. Sure. En ek moet sê al die actresses wat jy saam is altyd so regtig so amazing and nice Ordentlik, ja. Ordentlik en regtig good people. So Yeah. ek moet sê ek het nooit geworry nie want dis ook werk. It's job. En is ook daai vertroue tussen julle twee. Ja, mens moet vertroue hê want dit is Ja. Want dit is ook 'n proses vir my om deur te kom en ek onthou die eerste teaterstuk in Waastie wat sy gesien het, was ek heeltemal poelnaak. Come on, ek was in die gehoor. I was like, wow. En toe bring sy hom. Hulle my nie genooi nie vir net open time. Ouers like en die man was in sy eerste jaar. Eerste jaar, ja. Poelnaak. Wow. For Sy, haar ma en haar vriendin en haar niggie.
in die gehoor. Oh. En hier kom ander uit. Was dit Echoes? Arms gewaad. Nee. Nee, dit was Waterman. Wat? Wat? Nee, want ek weet hy ander produksies ook. Ja. Daar's 'n Maar paar manne lê al langs sy water. Is jy vir twee met die ander? Ja, dis 'n see. Nee, daai het gesels met mekaar. En so is dit die awkward as jy Ja. weet hy's 'n akteur. Ja. Ja. Maar ons Afrikaanse mense, daar's maar nog 'n massiewe ordentlikheidsgrens wat maar intellektueel sal die brein verstaan, maar op ander vlakke hier staan jou Ja. liefde van jou lewe Ja. ontbloot vir die wêreld. Man, Ek moet sê ek jonger was, as ek baie meer gemaklik om. Ek was soos, ag, it's fine. En nou met age, so ek soos, wat moet jy doen? Ja, Wat sê die skrip? ek doen nou 'n play. Ek doen nou 'n play Nodig. dat wat ek moet die skrip sê ek moet naak wees en sy sê is dit nodig? Ja. ja. Van discuss ek sê is nie nodig sê. sien jy? Dankie meisie. Dit is nie altyd nodig. Hulle noem daai gratuitous Ja. nudity. Dit doen niks vir die skrip, dit doen niks. There's no motivation. There's no motivation. Nou, Sê vir my, was jy al op 'n stel waar jy gesien het hy moet nou iemand soen? Want ek weet, ek het al met 'n paar akteurs gewerk, en dan moet hy die persoon soen, die dame, en dan as hy so senuweeagtig van sy vrou is baie keer ook op hy stel. You Dit know, was dan op is die dit term. Ja, ek dink dit was erger vir die aktrise Ja, as wat dit vir my. So ek het daai dag toe gesê ek gaan offset, gaan nie daar wees nie. Wow, Want anders chill. anders is dit vir haar. Want ek dink Almal En dan gaan dit ongemaklik lyk op die ja, skerm. exactly. It's so Nee, mature. ek het En sy was uit jou die van wardrobe, so ja. jy moet oral wees, maar dit was ook vir die aktrise baie soos maar dis Ja. Marlene nie en ons moet en dit was nie net 'n soen nie, dit was soos 'n hele liefdestoneel. Ja, ja. Wat obviously deur die Intimacy. intimacy coordinators gedoen is, maar Ja. ja, ek kon sien die goaltjie was Ja. in die begin, maar toe ek meen mens werk deur dit, maar dit is daai styl en ek dink dis die enigste styl wat En dan die een wat die serial killer was. o, daar was ek Goed gedoen gesien het. killer toe. Oh, wow. Sy like dit glad nie, ek moet nie Ja, I don't like. speel nie. Ja. O, so jy sal verkies dat hy rolle speel wat nie te erg is nie. Ja, ek moet sê ons het actually ek dink gister of eergister daaroor gepraat. Ek dink soos rolle wat nie soos ek kan 'n serial killer, hy murder dalk 'n paar mense of iets, maar nie iets wat iemand wat dalk 'n ander vrou abuse nie. Sure. Soos sulke goed is ek sê soos daar moet 'n lyn wees. So jy wil nie jou man se image connect al is dit Yes. fiktief Ja. met iets so. Ja, en ek dink dis nie hy nie, dis sy werk, maar dis ek wat dit ek sê vir hom die playback van hom wat ek nou gaan kyk is ek baie bang vir. Want hy soos Yes. Ek daar's goed wat abused, hy word abused in karakter en alles en dan sê ek soos ek vat dit te Sy vat soos personal. Jy en weet ek jy sal moet kan nie. separate as en net 'n Ja. kyker kan wees. Ja. en dis nou die onlangs die paar jaar Ja, dis tog ja, die laaste Yes. keer wat sy so ewe skielik maybe word ek 'n beter akteur. Of maybe wat nou gebeur is jy ken sy menswees nou so goed Ja. dat jy die gap tussen die fiksie en die persoon so goed sien dat dit vir jou te 'n ver Yes. sprong is. Hulle noem ons hierdie ding suspending your disbelief. Jy kan nie meer jou disbelief suspend nie, want jy ken sy hart intiem, jy sien hom eers ding in die oggend, laaste ding in die aand. Ja. Ja. Wat my ook nog opval en soos ek nou tussen die lyne lees is juis meer gemaklik weg van die skerms of uit die kollig Ja. Ja. en stiller en soos Ja. hy maar altyd die life of the party. Of Of speel julle af los? nee, ek is definitief die een wat nie meer ek was toe ek jonger was. Toe was Party ek animal. soos nou partytjie ons. Ja, ja. En toe skielik sê ek soos Met ouderdom. met nog COVID Ja. gekom het of ek het net Sure. besluit ek kan nie te veel mense gee my anxiety alles. En ek voel sleg want Andre het awesome vriende wat uit Ja. uitgaan en stuff en as ek is soos ek kan dit nie. Ja. Kan nie. Gaan geniet dit. Ja. Ja, ja, Soos have the best time of your O, so life. jy's bereid om vir hom Ja. 'n free pass te gee. Ja, ek Moet hy hier betaal vir hy paas? Wat ek dink ek moet Aansoek iets doen. begin. Jy moet aansoek doen. Ja, Jy ja, laat Nee, kyk. nee, ek dink hy moet 'n bietjie daar moet 'n koeveertjie of 'n Happy spa. Kyk, hulle twee as dit kom by gifts. Nee. Ja, man. Die twee Crazy. spoil mekaar. Soos mal. Regtig? Soos mal spoil Vertel, hulle. vertel, wat is dit? Okay. Wat is dit? Net om by julle dit uit te beeld. Yes. So ek kry baie goeie Kersgeskenke en verjaarsdaggeskenke. So hierdie jaar, julle weet wat 'n advent kalender is. O ja. 24 snackies of dinge.
Of make-up of goedjies, sy is die hele tyd besig daar tussen Temu en sy vra my goedjies en ek is oblivious, letterlik oblivious. Dis ek sê sy surprise my die hele tyd. En toe het sy my vir verlede Kersfees 24 klein geskenkies oploop tot Kersfees gedoen. En dis goed wat ek kan gebruik. Sjoe. En ek was soos Ek dink jy moet hou, as jy nog nie met haar getroud was, sal ek nou vir jou gesê, papa, cancel dit. As ons soos loop en dan kry ek 'n shirt, dan kry ek skoene, jy weet ek. Ja, man, jy wil love. So ek dink ek het 3 rakke net sneakers. Ja, of hy sê sommer net vir Abel, hey Marlene, ek het nou die lekker tekkie gesien. En dan volgende week, dan gaan hulle sommer net, kom ons gaan winkel toe. Kom ons gaan net koop ek gou weer die pad. Julle wil die kinders aanneem en ek dink ek sal dalk 'n aardsoekie of 2 wil insit. Luister gou, and well done man for keeping that alive. Ek het nog nie die budget in my vrou wen dit weet we gotta get that. Nee. Julle het die budget, maar daar is 3 gebruikers van die budget. Was dit nie meer vir iemand 'n paar skoene koop? Julle twee ek weet op 'n stadium het hy ook gehelp met jou set dressing, hy het vir jou gewerk, you know what I mean? Ja. As stuur jy vir meneer rond, vertel ons 'n bietjie van daai tipe goed, want hy het baie gemoun by my. That's Nee, hy het nie gemou nie. Wat hy gedoen het is, hy het net so klein bietjie ontlading dat hy kan kom met 'n oop hart saam met jou werk. Vriend gepraat. Ja. Vertel ons, Anna is die beste assistant, moet ek sê. 'n suster hoor. Assistant. Laat ons En net daai- levels. Dis my Ja, titel. En daai plek. En yes, hy kan enigiets bou. Ja. Ek kan mos uit goed uitdink. Ja. Of baie directors, creatief. producers wat goed uitdink. Ja. Wat moet Ja. gebou word. En dan moet Andre dit bou of 'n ding moet staan en ons skiet môre. Dit moet gebeur. Ja. Dis vir my lekker. Jy weet. Ja, van ek weet dit moet ook seker baie ongemaklik is van jy self akteer, nou sê jy op 'n stel, hier's ander akteurs en hier sê jou vrou vir jou, hy ander keer gaan die glue gun en dan hardloop jy nou hier en jy bring dit en jy you know hoe daai gevoel Ja, dis my, ek dink ek het daai noem dit die ego al lankal tuis gesit. Jy weet ek weet wat ek werd is as akteur en ek speel wanneer ek wil speel en kan speel en die geleentheid kry, maar ek gaan haar help ten alle en as sy ek het al gesien deur die produksies wat sy gaan. Dis harde werk en mens kry altyd budget om genoeg hande te kry nie. So sy moet design, sy moet dit execute en dan kort jy nog hulp. So ek het die eerste paar keer gesê ek wil jou net help. Laat ek jou net ewen op stel nie, net voor die tyd met die goedjies. So vir my gaan dit ek dink ek sal maklik vir iemand anders in daai kapasiteit werk. I don't know. Ek dink ek is nogal volstrond in dit. Maar dis my vrou en ek wil nie haar sien fail en sukkel en ek het al gesien aande dit is laat aande en dit is moeilik en so dan klim ek in en ek werk. En die stelle wat ek op werk ook saam met haar is mense wat ek ken, producers en akteurs. So ek word nooit daar's nou dan as ek kom beter speel maar jou keuse en dan kom hulle altyd maar jy's te duur, né Solly? Dan sê ek soos het jy my gevra hoeveel ek gaan charge? Nee, maar het jou agtergrond as ambagsman nie ook ietsie, want ek dink wanneer iemand reguit uit universiteit het of uit hoërskool kom met Stateford en goeters, dan is jy nogals 'n bietjie precious oor jou kuns en jou talent. Ek gelukkig nie, want dat was nooit in 'n klein dorpie daar nie, maar ek dink as jy nie daai oploop het as jong kindie, dan wanneer jy op 'n stel beland, is daar 'n baie groot mate van dankbaarheid vir die geleentheid. Dit is so. Maar ook weet die teenkant is jy weet as hierdie nie werk nie, kan jy nog steeds met jou hande iets gaan doen. Ja, ek het soos ek sê ambag geloop voordat ek drama gaan swat het en ek kom met 'n familie uit wat plumbers is en electricians en ingenieurs. So dit is mense wat kan werk en ek het ook groot geword, my pa gehelp met die kompressors en op die plotte en seker goed gehelp. So en ek het gewerk in 'n company waar ons lugdrukgereedskap maak en repair goed. So ek het baie intricate werk gedoen en fisiese werk en dit was vir my dit was maklik. Ek het vinnig geleer, ek kon dit doen. So ek dink daai transfer as ek haar moet help met goedjies bou. Ek het al baie van die goedjies verloor want jy raak rusty mos nou maar. Maar as ek eers in dit is soos as 'n houtwerk, ek love it. Ek sê vir julle setup, volgende geskenk. Julle maar ek hou daarvan is 'n workshop. Marlene op 'n praktiese level ook weet baie wanpersepsies daar buite is dat net mans fisies aangetrek is, dat net mans met hulle oë in die winkel rondloop en shop. Kyk jy ooit na hom in 'n rol en gaan jy, wow, ek wil daai huis te vat. O, wag, ek vat hom huis toe. Dit is myne.
Ja, baie. Veral nou dat hy ouer word. Is dit? Hoor jy, Maar ek weet nie, maar met age. Wat is dit? Is 'n goeie bottel rooi want hy raak net surf hy. beter. Ja, en ek weet ek ons is so lank saam dat ek het hom nawees deur al sy stages gesien. Sure. En nou is dit soos hy het net soos hy was altyd amazing. Ja. Maar dit het net iets gebeur wat sy persoon alles is net soos hy's so considerate en met my ouers en hy's soos met almal om hom very caring en Sure. jy weet daar's net iets wat met age gekom het wat ek nie weet wat dit is nie. Sure. Maar jy's bly hy het Yes, Max, baie uitgehou. Well done. Kyk, jy gepraat van stages. Ek weet hy's nou op die stage op so verhoog. Maar dan seker 'n moeilike tyd wat jy deur gegaan het, Andre Lotter fisies. Ja. Baie min mense van weet. Ja. Waar jou vrou en jou skoonmense jou baie rockstars gewees. Ja, ek jy weet ek het groot geword. Jy ken my van waarste daar af en ek is fiks en ek speel rugby en ek boks en ek's tweede. So ek's baie fisies gewees en ek het hierdie idee gehad van wie ek gaan wees in 40s, 50s en yes sir. En 2022 toe raak ek doodsiek. Ek het gedog letterlik ek punch a ticket. So ek is gediagnoseer met daai tyd het ek nie geweet wat dit is nie. Ek dog ek het kanker of ek is besig om dood te gaan. Maar Crohn's disease, so dit is 'n inflammatory bowel disease, 'n autoimmune response en ek was van en ek onthou nog baie goed. Ek was in Shelly Beach in ons beach house daar en ek was besig om semi te prepare vir 'n bodybuilding show wat ek een keer in my lewe wou doen want ek het die fisiek gehad. En daar was 'n klomp ander goedjies wat ek fisies voor uitgesien het soos Ironman en sulke tipe goed. En ek het daar gesit en ek het begin sleg voel en al hoe meer sleg voel en eventually toe besef ek hier's groot fout. Ja. En na seker 2-3 maande van siek wees en nie weet wat aangaan nie en ook mense daar buite moenie wag nie. 'n Man is baie keer ek kan dit hou, wag, ek sal fyn wees, ek gaan die dokter toe nie. En ek dink as ek vroeër gaan het dit dalk beter uitgedraai. Maar toe raak ek letterlik bedlê siek en dit was vir omtrent ek het letterlik 'n bietjie 7 dae geskiet in binnelanders hier en daar, maar ek kon nie werk vir omtrent 'n jaar en 'n half nie. Wow. Weens weight loss, energy en dit wat Crohn's doen, dit vat al jou energie weg. Jy kan nie dink nie, jy's in konstante kroniese pyn. Ek praat van immens pyn. Ek meen sy was daar gewees waar dit net soos ek het net gesê vat maar dat ek nou net gaan, ek kan nie. Ja. So die pyn sal dit aan mense. Pyn en die jy sien nie die toekoms vir jouself met hierdie nie, want dit is so dis detrimental. Mense wat dit sal besef dit is en dit het aangegaan konstant. Ek was vir omtrent 6 maande nooit sonder pyn, dit was net verdoof. En dan het ek nog 'n bietjie seeunang gaan skiet en goed, maar daai mense het geweet, die produksie het geweet, ek het vir hulle gesê luister, ek het hierdie ding so as ek nie kan die dag skiet nie, en hulle was baie considerate. So which is good, want party producers sal net sê, weet jy, ons doen met jou deel nie. Laat jy gaan. So dit was en dan deur 'n groot operasie gegaan, baie medikasie. Ek kon glad nie 'n audisie nie. Ek moes vir baie rolle nee sê. So dit was 'n jaar wat ek besef het en ek het naderhand gedink ek gaan nooit weer acting want ek kan nie. Ek het hierdie fisiese ding verloor en ek gaan nooit regkom nie. Maar ek meen sy en haar ma en ek het 'n fantastiese dokter het regtig die donkerste tyd van my lewe bygestaan. Ja, dit was ja, dit was erg geweest. Hoe was dit vir jou, Marie, om jou man so te sien in daai posisie? Dit was baie erg in die sin of vir 'n lank het ons nie geweet wat dit is nie. We didn't know what was going on en elke dokter het 'n ander storie en naderhand is mens voel jy weet nie soos ek hou van om beheer te wees, so ek weet nie meer wat om te doen nie. En gelukkig met my tannie toe kom ons by 'n amazing dokter uit, Dr. Wimpy en toe ons net toe net die operasie kry om die kolon uit te haal, die stuk wat inflamed is. Toe is dit klaar soos daar's 'n stap. Die ding wat die probleem is uit. Nou gaan ons op die volgende stap en ons gaan net daar's nou 'n plan wat ons kan uitwerk, Want daai not knowing en hy is die hele tyd seer. Sy het op 'n stadium dan kan ek uit die bed uit opstaan en dan staan sy op gaan na die dokter se spreekkamer trap om uit te sê luister die bra, hierdie is ou besig om te vrek, jy moet iets doen. En hulle is mos nou net maar dit en toe ons deur kontakte ander dokters wat toe nou op die einde want hy het ook gesê dude as jy nou gehelp word nie is vir jou. Cheers. En ek dink dit was die scariest ding wat hy gesê het. Hy het gesê as jy nie nou geopereer word die volgende week nie, dan gaan jy doodgaan. Of jy kan nie garandeer. Ja, jy kan nie garandeer nie. So dit was kykie, ons sê mos daar, meeste mense wat die gewone huweliksformulier volg, sê till death do us part. In sickness and in health till death do us part. Ek dink nie mense dink 11 jaar in gaan ons voor hierdie realiteit staan nie.
Het dit enigstens vir julle laat dink, ons het nie goed in plek nie, ons het nie mekaar goed gesê nie, het dit verander hoe julle nou mekaar behandel, benader? Ek dink dit het 'n groot impak op my gehad om, soos hy gesê het, bietjie meer, nie dat ek nie so was nie, maar meer caring, meer nou te leef. En jy weet, voor dit is nog steeds my baie belangrik my loopbaan, maar voor dit was dit was dit. Ja. As ek soos ek kan sonder dit doen. Ek meen ek love it en ek sal eventually dit weer pursue, maar dis nie vir my nou meer die belangrikste ding ooit nie. Dis my vrou en hooplik kinders en my health en want op daai stadium soos ek al gesê het, ek het dag tot dag nie geweet of môre gaan garantie wees. En my dokter het ook gesê, weet dit is baie tricky tyd. Hulle doen hulle beste, maar you can't guarantee it until jy deur die grootste drif is nie. Ewen na die operasie, dit is nou, maar daar's klomp ander komplikasies wat kan kom en dit was 'n 10 tot 12 weke proses voordat ek besef het, okay, nou is ek in die green zone, nee, jy weet, in die green zone. So ek dink daar het ek daagliks besef, ewen voor ek 'n operasie gehad het, want ek sal gaan slaap en besef ek gaan nou doodgaan. Want dan het ek te veel pynpille in want ek kan nie deur dit kom nie. Ek pas uit. Dit is terrible. So ek het naderhand gedink dis nou die laaste oomblik. En ja, so ek dink dit het my net teruggebring na wees dit mense sukkel maar nog om pres. Ja. Want die lewe is en mense het ambisie en mense het drome, maar ek dink dit het 'n bietjie daai shift gemaak van wees nou hierso. En wat doen dit ook aan 'n man want ons verwag vroue moet praat as hulle siek is en goeters deurpraat. Met wie het jy gepraat om dit te prosesseer en te verwerk en ek het toe ek besef het ek is siek, het ek nog met niemand gepraat nie, eens met haar nie. Ek het net gesê ek voel nie lekker nie. En toe het ek obviously na haar eers te confess, maar na die tyd het ek het met een vriend gepraat wat ook so 'n bietjie deur 'n gastrointestinal thingetjie gaan om dadelik op te praat. En nou weet ek al so baie van die ding. Maar ek het vir 'n rukkie iemand gaan sien om deur dit te kom, want jy weet nie meer dit te deel nie. En ook ons dokter het gesê nou en my stoma nou is op haar stadium. Sy het ook gesê dis belangrik om counselling te kry want dit is soos 'n amputasie. Jou hele lewe verander, jou hele anatomie verander, jou hele dit wat jy gedoen het voor dit is nie meer dieselfde nie, jy moet aanpas. En hulle kon sien ek is 'n baie standvastig, dis hoe ek dinge doen, dis wat ek is en nou is dit weggeneem. En sy het gesê dit gaan lank vat vir jou om te aanvaar dis nie meer wie jy is nie, jy moet adapt, soos die physical training, hoe jy is as 'n man, want ek meen vir lank kon ek nie die man in die huis wees nie. Jy lê, jy siek, jy kan nie goed doen nie. Ja, jy kan nie geld inbring, jy kan nie iets bou vir haar nie. My skoonpa en my skoonma wat ook 70 is moet na my kyk en dit is ook so ja, dit het baie op my sielkundige gewerk en dit het 'n lang tyd gevat om te besef jy's meer as net dit. Sekere ander goed wat jy voor dit gehaat het. Soos die loopbaan en soos die fisiese wat jy weet hoe jy gelyk het en drome wat jy gehad het en is nog steeds ek jaag dit na, maar is nie meer so jy sagter met jouself. Met myself, ja. Derhalwe kan jy sagter met almal om jou wees. Exactly. Ja, ek dink dit is nog steeds 'n proses, maar ek is bietjie meer Was dit vir jou 'n baie scary tyd om te dink, nou is julle so lank saam voor julle getrou het, julle het meer as 7 sakke sout saam opgeëet. Dis letterlik die ou wat wie jy eendag daar op die stoep wil sit in die wiegstoel en onthou jy daai gesprekkies wil hê en hier sit jy voor 'n werklike moontlikheid. Ja. Dit was ek dink ek het my brein het bietjie iets anders gedoen daai tyd en hy het net gefokus op being control of everything. Maar ek gaan elke dokter toe, kry al die goed bymekaar, vind uit presies wat alles beteken en alles net soos in boksies gehou. Laat ek nie uitfreekie want hy was klaar heeltemal so uitgefreek. As hy my gesien het uitfreek sou dit net heeltemal. Maar die scary ding is iets gebeur so maklik en dit is wat ek altyd bang was vir. Ek gaan in vir daai groot operasie wat 6 ure is, nou kom hy nie uit nie. En jy sit ook in 'n hospitaal en wag en dan sien jy goed en jy so dit rond jy soos heeltemal. Ek dink daai dag was vir erg geweest, want dit was langer, die operasie het langer gevat as wat dit moes. So en ons die dokter is mos maar bot, so hy kom uit en hy loop eens verby en sê jene iets het gebeur en niemand kom na haar toe nie. En toe ek uitkom eventually, ek sê dood toe nie, maar toe ek in ICU en dit was vir crazy.
So ek dink dis waar sy bietjie let go het. Ja. En wat julle twee as 'n koppel, wat het julle geleer uit die hele proses het? Ek weet op 'n stadium was my dogter in die ICU en ek dink dit het vir my en Wendy baie nader gebring aan mekaar, bietjie meer stilte tyd gehou of het maak jou so bang om te weet dat ons mag iemand verloor of een van ons verloor in die proses en jy begin besef dat I don't really have a village or I do have a village, you know what I mean? Maar wat is die een ding of die twee dinge wat jy dit kan sê jy uitgevat het uit die hele proses? Ek het definitief besef soos ek groot geword het ek altyd gedink jy's alleen, jy's solo, jy hardloop alleen, jy gaan 'n vrou en jy gaan maar jy's jy. Ja. En ek het daar besef she's got my back. Sy's daar vir my, sy gaan my help as ek nodig het. Want jy gaan nie dink dit gaan met jou gebeur nie, jy weet. Ek het altyd gedink die dag as sy nou swanger is en daai proses gaan I'll be there. I'll do everything I need to do, help. En hier sit jy en toe het ek besef she's there. Ek het op 'n tydjie weggesit. Sy moenie los my net uit. Jy laat ek net dan sy daar. Sure. Dan besef jy sy wil daar wees. Sure. So ek dink ek het altyd dit geweet maar daar het ek besef. Jy weet in your most vulnerable moment she'll still be there. Ja. Vir my was dit definitief want jy weet die bedryf het. Dis nou boek jy 'n job, nou kan jy nie dit gaan doen. Sure. Jy kan nie want die job of jy weet mos hoe daar is. So kan dit nou by 'n man wees jy het jou nodig. Ons kan nie nou weggaan nie of ons kan nie Julie gaan nie want jy het nou verstaan jy al daai goeie. So ek het nou definitief ding geleer van cool Julie's ons wil nou Amsterdam toe gaan, ons wil Londen toe gaan, ons boek daai tyd uit. Daar gaan nie meer 'n job kry nie meer preference oor ons experience. Jy het julleself as 'n prioriteit gestel teenoor die ander kant die ander goed. Rondgeruk deur die wispelturigheid van die bedryf. Nou is julle in beheer van julle skedule en as daar 'n gaatjie is, dan skuif iets in die bedryf in. Ons gaan nie meer, hy moet die job vat of ek moet dit doen of ons kan nie nou gaan nie. Maar kan ons net gou prakties raak want mediese fondse en sulke goeders in hierdie land, mediese net om daarvoor te kan betaal om te kan hê as 'n vryskut en dan het jy nog so onvoorsiene ding nie. Hoe op dese aarde hou jy die pot aan die kook want ons werk uit 'n baie diep creative plekke, dit kom uit die mens uit. Dis net 'n klomp spreadsheets wat jy mekaar sit. Dit word hier uitgeskep om dan die geldjie te kry. Hoe het julle daai ding gedoen want ek dink baie mense is so uitgefriek as hulle voor so 'n groot gesondheidsuitdaging staan is. Hoe nie eers fisies nie, maar hoe gaan ons finansiëel hier deurkom? Ek het nog altyd geprioritiseer dat ek 'n medies moet hê. Dit was my ouers wat my van vroeg af want my pa het spierdistrofie gehad, so hy het ook 'n outoimmuundisease gehad. So dit was van kleins af al kan jy nie dit koop jy hê 'n medies. So ek het altyd dit gehou, maar ek het ook 'n baie sterk support system in haar familie en so die medies is van die beste. Dit is ek meen as dit nie vir haar familie was die 10 sou ek dood gewees het. That would basically been what it is. So die medies is die sterkste ding wat ons kan. So nou beklei jy glad nie meer met hulle nie, jy glad nie meer. Sy beklei met hulle en my skoonma. Skoonma, sy's vinnig op 'n foon. Hoe is dit? Maak jy goed reg? Ja, want ek moet obviously die beste mediese planne hê want ek meen dit is so nou moet jy van nou af moet jy permanent as 'n gevolg van jou diagnose. Ek is 'n kroniese plan en ek het 'n treatment soos 'n tipe van 'n chemo wat ek moet doen vir baie lang tyd. Wat die medies betaal en as jy dit self moet betaal, kan jy nie. Dis ontsettend duur en ook my dokter sê vir my mense met hierdie kondisie wat nie medies het nie, either gaan dood of dit skakel met kanker of jy het net die swakste life quality. So hy het vir my daai tyd gesê, kry jou medies op die beste en so dit is ons prioritiseer dit. Dit is nie 'n Hoe lyk die toekoms? Want nou het julle baie vroeg in die huwelik die realiteitschecks gekry wat baie mense nooit voorstaan nie. You made it through that. Yes. Omtrent 'n dal van doodskade wie as ware. Ek wil kinders hê. Ons wil kinders hê. Jy weet sy gaan dit dra nie. Sy wil naby is. I don't want to ask her. As ek kon dra sou ek imagine dan sou al lankal 10 kinders gehad het as hy kinders kon dra. So kinders in die toekoms. Kinders, My is kinders nie 'n rustiger lewe nie, maar of nie 'n hoe kan ek sê 'n dooie lewe nie, maar net rustiger. Ons plan om
kus toe te trek. Dis alles nou in die planne. Ons eie goedjies meer aandag te gee, te travel. Uit die stad uit bedoel jy waar lewenskwaliteit 'n prioriteit is. Ja, ons het altyd 'n heenkome in die stad en daar's groot support structure, maar ek dink ons wil bietjie meer rustiger. Ja, vir wat ook al oor is in die lewe en wat ook al vir ons kom en dan kinders. So julle so besluit het as dit nie vir hierdie uitdaging was nie, dink jy? Ek dink persoonlik ek sou dalk nie, want ek dink as hierdie nie gebeur nie, sou my loopbaan nog steeds super prioriteit vat het, want ek was op 'n goeie rol geweest, dink ek. En mense weet nie, dit sou dalk nie so uitgewerk het nie, maar ja, ek dink ek sou dalk nie daai besluit kognitief gemaak het nie. Ek weet nie, kinders. Dit is nou Veel, wat is die droom? Net enetjie. 4. Ons is Hy sê 4, sy sê 1. Sy was in standaard 1 en hy was in standaard 4. Dis waar ek vandaan kom. Ja, ons is nou ouer. Ja. Ons is nou ouer, so ek voel 1 is genoeg. Ja. En wel, ons Kyk, hulle het proses op te gaan, maar ons sal dit doen and we'll see. And if it happens, it happens. If it doesn't, Het hierdie nephews en nie. ja, cutest nephews ever. Het hierdie hele geloof versterk en verdiep Ja, ek dink so. Ja. of nie? Dit maak nie saak. Geloof vir my, dit eintlik vir my, ek het baie geglo in goeders wat ek definitief nie meer. Ek weet. It shattered some illusions, nee. So ek is net so wat gaan aan? Wat doen ons? Wat is op die oomblik is my alles, ek dink nog aan wonder en ek sien en ek kyk en ek lees, maar vir my is dit so Nog 'n journey. Hoorie, ek dink dis die uitdaging wanneer ons agterkom of kom van ons agtergronde. Daar's 'n verwagting dat jy net blindelings gaan glo. Ja. En dan word jy gekonfronteer met so 'n massiewe ding wat op geen vlak vir jou sin maak nie. Ja. Jy kan nie, en soos iemand soos jy wat beheer wil hê, jy kan nie sin maak van hoekom het hierdie gebeur? Wat moet ons nou hier uitleer? Hoe vat ons vorentoe nie? So ek dink in my nederige opinie sal dit lekker wees om vir jouself daai grasie te gee om dalk nooit by daai plek uit te kom van verstaan nie, want dis nie wat van ons vereis word nie. Ja. En ook ons het beperkte vermoëns as mense. Dis die ding, ja. Mens kan nie die groot prentjie in die groot prentjie waar pas hierdie nou en who knows. Exactly. Miskien sit julle eendag daar op die strand en skielik slak die Ja. of dalk nooit. En mense moet nogals vrede maak om net te hoorie. But they say obstacles becomes opportunities. Exactly. So lekker. Dit was lekker om vir julle twee met ons gehad. Dit was fantasties, man. Dit was so. Waarom vir Maddie te hê? Ja, hy sê nie. Hier is toestemming vir Maddie. Dan is dit of nee, jy moet jy nie net toestemming vra nie, jy moet please explain en beloftes maak vir hoorie, kom doen hierdie, want dis die ding wat ons ook altyd sien as 'n couple het waar een in die kollig is en dis nie 'n glanspaartjie waar beide soort van in die kollig is nie. Dis altyd daai afspeel teen mekaar. Gaan jy nou vir my heeltemal ondersteun die heeltyd? Gaan ek sommige goed alleen doen, dan kom jy net by geleentheid uit en is daar, want soms is 'n partner soos 'n skim vir sommige mense. Jy weet hulle is getroud, maar jy sien nooit die ander helfte nie, want die ander helfte is so, by ons dan met mense gepraat wat net die ene kom praat, want die partner is so privaat, en ons respekteer dit, dis nie vir ons 'n issue nie, maar dis lekker geweest om julle albei te hê, om jou perspektief ook te kry, want hulle sê ons agter elke man is daar 'n vrou wat baie hare op haar tande het. Verstaan jy? True that. 'n suksesvolle vrou. You know, maar baie suksesvol. Goes without saying, but I like, sal ek extra woorde gebruik as dit implied is, nee. So dankie. Oh man. En alles van die beste vir julle planne vorentoe, die trekplanne, die verhuisplanne, die toekomsplanne. Hoorie van my lippe na God se ore, mag julle gesonde enetjie kry. Dankie. En as 'n double whammy, triple whammy, quadruple whammy kan kyk jy om jou ook te ken in die saak, gaan ek nie vir God kwaad wees nie. As jy nou hier inskakel, dis die twee kiboedoes wat gesels met die lotters. Man. Oor hulle huwelik hier in What the lotters they I mean, what the lotters they've got there. I mean, okay, kom ons nou op met die fans. Ek en Solomon kan spelonke binne gaan. Maar ons sien julle weer by die volgende een. Booyaka.